Goeiemôre aan al ons pragtige mense. Prys die Here dat julle lekker geslaap het. Ja man, prys die Here vir hierdie wonderlike dag wat ons gegee het. Bietjie bewolk, koelerig, maar wie wat ons is dankbaar vir Koning Jesus in ons lewens. Kom ek en jy sê vir die Here dankie. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike dag, die wonderlike nagrus, die voorreg om op te kon staan, 'n asemteug te kan gee, Here, en te kan weet, ek kan nou klaarmaak om te gaan werk. Here, die weet om te weet, ek en my boeties en sissies gaan nou saam met mekaar om die tafel sit. Ons verdiep in hierdie woord, Here. Ek wil vir u sê baie dankie daarvoor. Here, seën ons verder deur hierdie dag. Seën hierdie woord direk uit die troonkamer uit en laat u die woord bring en nie ek nie, Here. Daarom staan ek terug en ek bring u na vore. Ek bid dit in Jesus. Gaan dit goed, my boetie en my sussie, gaan dit goed? Want prys die Here, is lekker om saam met julle te kan wees. Ek wil gou volgende vir jou sê, kom ons maak ons Bybels oop by 2 Korintiërs 4. 2 Korintiërs 4, is jy daar? Amen, yes. Kom ons lees af van vers 7. Nee, kom ons gaan van vers 6 af. Hy sê, want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Vers 7 en 8 is eintlik ons teks vanoggend. Hy sê, maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat dit voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie. Vers 8, in alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Halleluja! Nou kom ek en jy gaan kyk gou bietjie in vers 8. Hy sê, maar ons word in alles verdruk. Word jy nie verdruk in alles nie? Kom, voel dit nie baie keer alles druk jou net nie? Voel dit nie baie keer vir jou, en as jy kyk na vers 7, dan die skat wat ek en jy het, is Koning Jesus. En hierdie erdekruik van my en jou breek so maklik. Maar die skat wat binne in die erdekruik is Koning Jesus. Daarom wil ek vandag vir jou sê, my boetie en my sussie, wanneer die verdrukking op jou neerkom elke dag, en weet wat, ek dink sommer my geestelike dogter in Kreersdorp, waar die verdrukking so, die aanvalle is net so, en ek glo sy is die enigste een, ek kyk na myself, ek kyk na jou, en ek weet, jy gaan deur dieselfde dinge, maar hy sê vir my en vir jou, hy sê, maar ons is nie terneergedruk nie, ons is miskien moedeloos, maar ons gaan sit nie in 'n hoopie nie, hoekom nie, want ons weet van die skat wat binne in die erdekruik is, en daardie skat se naam is Koning Jesus. So weet jy hoe bevoorreg is ek en jy om daardie skat in hierdie erdekruik, wat so vulnerable is, wat so maklik kan breek, hy val in sulke flenters en sulke klein stukkies en goed. Weet jy hoe maklik, hoe bevoorreg is ons dat die skat nog steeds binne in daai erdekruik is, al is hy hoe breekbaar. So ek wil vandag vir jou sê, hierdie woord van Paulus wil hy vandag vir ons gee. Hy sê, maar jy gaan nie, is nie terneergedruk. Nee, jy is nie. Want Koning Jesus sê, jy moet hom in alle opsigte moet jy hom worship, praise and worship. Jy moet hom in alle opsigte moet jy hom dien. Jy moet in alle opsigte moet jy vir hom bid. Kyk hoe mooi is Koning Jesus nie vir my en vir jou nie. Is ek en jy nie werklik bevoorreg nie? Wie wat boetas is dat? Ek gee nie om wat mense sê nie. Ek gee om wat Koning Jesus sê. Die mens vertrap jou, maar God verhoog jou. En dis presies dieselfde wat vers 7 vir ons sê, maar ons het hierdie skat in die erdekruik. En daai erdekruik, my boetie, my sussie, kan soos enige oomblik breek, maar God bly nog steeds in die middel. Hy het jou nie een oomblik gelos nie. Hy sê, Paulus skryf, hy sê, ons is moedeloos. Ons kan moedeloos wees. Ons is nie terneergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Ons gee nie op nie. Hoekom nie? Want ons het 'n oë wat gefestig is op Koning Jesus. Ons oë is op een mikpunt, en dis die kruis wat voor ons is en die wêreld wat agter is. Ons is besig met 'n wedloop, en hierdie wedloop het vir ons 'n beloning. Wat is jou beloning? Weet jy wat dit is? Joh, hierdie woord is awesome vanoggend. Ek dank God vir hierdie woord, want ek en jy het dit so nodig. Daar waar jy is, Here, ek wil vir u sê dankie. Dankie vir hierdie woord, Here. O, Koning Jesus, Here, u weet,
is asof ek net wil praat en babbel en ek weet ek moet dit kort en kragtig hou, Here. Jy net so 5 minute of 6 minute, Here, maar jy wil net meer en meer praat, want ek weet U is in my erdekruik. Al breek hierdie erdekruik, weet ek U het my nog nooit gelos nie, Here. En soos wat vers 8 sê, Here, maar ons is nie te neergedruk nie. Nee, Here, ons gee nie op nie. Ons is verleë, want ons is gee ook nie radeloos nie, Here. Nee, want ons weet U is met ons. U stok en U staf vertroos ons. Daarom wil ek hê, Here, U moet na elkeen uitgaan, Vader. Raak hulle aan in hierdie oomblik terwyl ons besig is, Here. Hier waar ons bid, vra ek, Here, raak elkeen. One touch, Lord, you know I believe in one touch. I know your spirit is dwelling among us. I know we are dwelling in your spirit, with your spirit. En ek wil vir U sê, dankie daarvoor. Seën ons verder deur hierdie dag, Koning Jesus. Lei U ons, Here, en nie ons onsself nie. En dankie, Here, dat U ons erdekruike by mekaar hou. Seën elkeen wat luister, seën elkeen wat kyk, Here. Ek bid dit in die almagtige naam bo alle name, Jesus Christus. Amen en amen. Boeta Susa, wie woon in jou erdekruik? Ek lief julle.